Goeiemôre elkeen. Vir vandag so 'n bietjie gesels. Ons gaan vir die volgende paar weke deur die boek van Johannes bietjie werk. Die opskrif is die feeswording van die woord wat in die Bybel staan, 33:43 vertaling. Christus se vooraf bestaan miskien. Johannes 1 vers 1 tot 5. Ek gaan dit gou vir ons lees, die feeswording van die woord. Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En hier gaan baie skrifgedeeltetjies wees, so ek gaan nou nie alles lees nie. Ons gaan net van dit lees. So die doel van die evangelie van Johannes is om Jesus as Christus, die seun van God, uit te beeld of te wys. Johannes 20 vers 30 en 31 en dan om deur geloof die ewige lewe te ontvang. Johannes 20 vers 31 die B-gedeelte. Om ons aan te moedig om geloof in Christus te hê. Jesus begin met die inleiding. Kyk Johannes 1 vers 1 tot 18. Ek gaan dit nou nie lees nie. Waarin verskeie beweringe gemaak word van wie Jesus is. Johannes noem Jesus die woord en dit kan duidelik gesien word in vers 14 tot en vers 18 wat sê en die woord het vlees geword en onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Niemand het God ooit gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Die eerste bewering handel dan oor die vooraf bestaan van Christus, dat hy van die begin af bestaan het, voordat hy van Maria gebore is, vers 1 tot 2 van hoofstuk 1. Dat sy werk in die begin 'n groot betekenis vir ons het in vers 3 tot en met vers 5. Bewys van die voorbestaan van Christus, hy voorspel deur die profete, deur Micha het profeteer van die Messias wat sou kom, Micha 5 vers 1, en dan Jesaja het gepraat van die koning wat sou kom as die ewige Vader, Jesaja 9 vers 5 en 6. Sagaria het die Messias se belofte dat hy sou kom ook aangeteken in Sagaria 10 2 vers 10 tot 11. Van hierdie mag dalk verskil met sommige Bybels, want ek het baie van die versies uit die Engelse vertaling geneem. En toe sien ek dat soos Jesaja 9 vers 5 tot 6 is Afrikaans, maar in die Engels is dit 9 vers 6 tot 7. Ekskuus, ek weet nou nie hoekom dit is nie. Ek is nou nie 'n professor in baie nie, so ek weet glad nie hoe hulle dit vertaal het nie. Hoekom dit so is nie. En dan bevestig deur Jesus self in sy aanspraak met hy in Abraham se tyd reeds bestaan. Hoofstuk 8 vers 56 tot 58. In sy gebed kort voor die arrestasie en kruisiging, ook dan hoofstuk 17 vers 4 tot 5 en vers 24. En in die openbaring wat aan Johannes gegee is in Openbaring 22 vers 13. Kom ons lees daai een nou gou. Openbaring 22 vers 13 wat sê, en ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. En dan Johannes 17 vers 4 tot 5 wat sê, ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by Uself met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. Luister net gou hierso. Verheerlik my by Uself met die heerlikheid wat ek by u gehad het
voordat die wêreld was. Ons lees hieroor en ons mis dit heeltemal. Ons lees net om te lees, ons lees nie om te verstaan soms nie. En dan, hy word verklaar deur sy disippels, deur Johannes, in die evangelie van Johannes, en ook in sy brief in 1 Johannes 1 vers 1 tot 4, en dan 1 Johannes 2 vers 14. Ek dink ek gaan daai ene vir ons lees. In Johannes 2 vers 14. Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Dan gaan die versie net verder om te sê, ek het aan julle geskrywe, jong man, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin. Okay, en dan het Paulus geskryf in sy brief aan Korinte, aan Filippi en aan Kolossense, 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 4 het hy geskryf, 2 Korintiërs 8 vers 9, in die kerk van Filippi, Filippense 2 vers 5 tot 8, en Kolossense 1 vers 16 tot 17, ons gaan net op by daai vers weer kom. Is geïllustreer deur sy skepping, alle dinge is deur Jesus geskape, Johannes 1 vers 3, Hebreërs 1 vers 2 tot 3, ek was nou net daar gewees. Hebreërs 1 vers 2 tot 3, wat sê, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het. En ek wil begin by die vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders, deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. En dan hy wat sy bestaan voor die skepping uitwys. Kolossense 1 vers 16 tot 17. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappy en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Die betekenis van die voorbestaan van Christus, hy is God, of sy godheid, of sy goddelikheid, hy is God. Veral wanneer ons die van sy voorbestaan oorweeg. Sy kom is van ewig af, Micha 5 vers 2. Hy is die ewige ek is, Johannes 8 vers 58. Johannes 8 vers 58. Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voor Abraham was, is ek. En dan ook Exodus 3 vers 13 en 14, wat sê, hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle vra my, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. Soos gesien in Johannes 1 vers 1 tot 2, hy was by God, 'n persoonlike verhouding met God. Hy was God, bevestig sy goddelikheid. Daarom is hy waardig van ons liefde en ons aanbidding. Johannes 20 vers 28. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Dis net 'n openbaring wat hy vir onsself kan gee.
Hy is lewe, vanweë sy rol as skepper en onderhouder van die lewe. Alle dinge is deur hom gemaak, Kolossense 1:16. Alle dinge word deur hom bymekaar gehou. Johannes maak bogenoemde weer eens duidelik in Johannes 3. Johannes 1:3-4. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Sonder hom is niks gemaak nie. En in hom was die lewe self. Daarom gee of is hy die hoop vir ons ewige opstanding. Vir ons ewige opstanding. Johannes 5:21 wat sê: Want soos die Vader die dode opgewek en lewend gemaak het, so maak ook die Seun lewend wie hy wil. En dan hoofstuk 11:25. Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Hy is die lig. Ons leef in 'n wêreld vol duisternis. Dit is donker en ons sê baie keer dis nag daar buite. En ongelukkig is dit die waarheid. Waar mense hulle lewens deurbring deur onkunde. Hulle struikel daarin in hulle onkunde. Hulle is geskei van die lewe van God deur hierdie onkunde. Ons kyk gou by Efesiërs 4:17-19. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel, in die verdwaasdheid van julle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle harte, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God. Deur hulle onkunde is ons vervreemd van die lewe van God. Wat in as gevolg daarvan word ons harte verhard. En dat omdat ons harte hard geword het, het ons ongevoelig geword en het ons onsself oorgegee om allerhande onreinheid te beoefen. As die skepper en die onderhouder van die lewe self, is Jesus gekwalifiseer om lig in die wêreld te bring. Johannes 1:4 wat sê: En in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Hy roep ons om te glo sodat ons kinders van die lig genoem kan word. Kinders van die lig. Johannes 12:35-36 sê die volgende. En Jesus sê vir hulle: Nog 'n klein tydjie is die lig by julle, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig genoem kan word. Dit het Jesus gespreek en hy het weggegaan en hom van hulle verberg. Wandel soos lank as julle die lig by julle het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. En dit laat my dink aan vandag, kyk bietjie YouTube, ek weet nie of ek dit al gesê het nie. Mense stry oor die mees onbenulligste stupid goed. Alles wat hulle doen is so van die pad af en is so verkeerd. En tog sien hulle dit as daar's niks meer fout nie, dit is 100% reg. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Solank as jy die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Daarom bied Jesus ons die lig van die lewe aan. Johannes 8:12 wat sê:
En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Ongelukkig verwerp baie van ons die lig en die lewe wat Jesus ons bied. Sommige het probeer om te vernietig, om hierdie lig te vernietig, maar hulle het nie daarin geslaag nie. Johannes 1:5 En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Baie probeer om vermy, wetende dat hulle moet verander in hulle leefstyl en hulle wil dit nie doen nie. Ons is gelukkig om maar net aan te gaan soos ons aangaan. Johannes 3:19-20 En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. En dit is die oordeel, vers 19 weer een, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Hulle is so gewoond om aan te jaag en om die verkeerde goed te doen, maar hulle wil dit nie afskryf nie, hulle wil nie wegdraai daarvan nie. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig. Elkeen wat kwaad doen, haat die lig. Jesus is die lig. En kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Maar diegene wat bereid is om na Jesus toe te kom, vir hulle bied hy hoop en leiding in hierdie lewe aan. Hy is in staat om sy beloftes te vervul, soos in Matteus 11 vers 28 en 30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Matteus 11 vers 28. Ek wil gou ietsie kyk hierso, vers 28. En ek sal julle rus gee. Ek wil net gou daai woordjie rus. I will give you rest. To repose, by implication to refresh, to take ease, to refresh is die ene, dan die ander enetjie sê, ja die ander enetjie sê net, ye, you, your. So die eerste enetjie, anapowa, to repose, be exempt, to remain, by implication to refresh, to take ease, give, take en rest. Dis die rest. Dit nog as ek sien meer skriftelik of heilig aan daardie woordjie. Wat wil ek nee, niks wat ek verder wil sê nie. Ek glo alles wat hier gesê is, wat ek gelees het, die skrif praat vir homself. Ek het nodig om niks te add nie. Mag elkeen 'n awesome dag hê. Weet jy of dit dag is nie, mag elkeen 'n awesome dag hê. Be blessed en ons volgende keer verder met die volgende videoetjie oor Johannes.